Welkom terug by die groot ontbyt. Ek het 'n baie lekker Desember gehad. Ons kuier saam met David Steyn. Hy is direk van Steyn's Culinary School. Goeiemôre David. Gaan met jou, Pierre. Lekker, hoe was jou Desember? Ek was op Stoepfontein. Stoepfontein. Ja. Daar, was 'n plek so Stoepfontein. Daar is net op my stoep. O, okay. Dit was 'n lekker idilliese bestemming. Ja, dit is so net so op die tuinroete. Ja, dis uiteindelik maar 'n tipe van 'n tronk. Maar ja. Hoorie David, hier is 'n interessante goedjies hier. Wat noem mense die dinge toe die kameras nou nie gerol het ons ook gesels. En toe het ek weer gevra toe sê jy dis 'n wat? Wafel wat? Dis 'n wafelyster. Nee, dis 'n wafelpan. Jy kry nie 'n wafelyster. So dis 'n wafel. So ek dink in ons Afrikaanse gemeenskap is daar baie mense wat uit hulle ouma se kaste hierdie wafelysters gesien het. Jy kry so ene ook en jy kan vorms maak. En tradisioneel kom hy kom as drie stukke. Hy kom in so 'n ry van 3 in blokkie en 'n driehoek en 'n sirkel wat jy kan maak. En dan jy kan wafels maak en jy maak en die woord is 'n snackle. 'n Snackle. Snackle. Ja, en hulle lyk as hulle klaar is lyk hulle so. Ons gaan hulle so maak. O, wag 'n bietjie. Nou maak dit vir my sin. Waar ek sien waar ons gaan nie meer. Alraai, goed. Ja. Okay, ek So dit kom, ek het nou bietjie gaan navorsing doen oor van waar kom dit uit die 1950 het dit begin kom en dit kom eintlik uit Skandinawië uit. Ja? Soos die Skandinawiese lande, hulle gebruik hulle maak resette met hulle en dan strooi hulle dit met versiersuiker en dan sit 'n lekker eethappie. Dit is 'n lekker dingetjie. Ek sit nou dink 'n mens kan hier 'n bietjie sjokolade in sit. Roempie, 'n dingetjie, jy weet. Maar dis 'n baie maklike beslag om te maak. Nou maar laat ons die beslag bou. Hoe werk dit? So ons het hierso 70 gram koekmeel. Koekmeel 70 gram, Ons het 'n knippie sout. 'n klippie knippie. 'n Knippie sout. Hier het ek 5 ml suiker Ja, knippie sout 5 ml suiker. en 5 ml bakpoeier. Bakpoeier. En hier het ek 125 ml water. Om die besigheid na te maak en dan 'n vrug. Ek gaan nie sê wat 'n vrug nie. Maar jy weet wat ek bedoel. Ja, Okay. sien. En dan klits ons hom saam. En dis dit. Dis dit. Okay, dan dit kan nie so maklik wees. Nou dis die beslag nou besigheid. So wat gaan nou gebeur? Ons gaan nou éventueel gaan ons nou die ystertjies gebruik met die beslag en ons gaan daai ding maak wat jy kan dress met iets. Ja, okay, goed. Die beslag as 'n mens hy is nie klonterig of so nie, moet ek hom laat staan. Nee, jy kan hom direk net gebruik. So die langste proses gaan wees om te wag vir die olie om warm te word. Okay, want hierdie gaan met diep olie werk. Ja. Ons gaan hom nou gaan ons hom gaar maak. Maar dis baie interessant. Gaan praat met jou ouma as jy kan en vra vir hulle waar is jou wafelyster en meeste ou Afrikaanse huise gaan jy nie. Gaan 'n wafelyster hê. Nou maar Ja. David, ons gaan nou gaan ons die wafelyster ding probeer. Die beslag is nou gemaak. Dis 'n baie eenvoudige beslag op die ou ende. En dan gaan ons wag dat die olie aan die gang kom en as ons nou terugkom, ons het klaar nuus en klaar onderhoudjie gaan, ons weer terug by David en dan praat ons oor en wys ons oor die lekker goedjies, die vormpies wat ons trek. Maar ons is nou weer terug. Welkom terug by die kombuis. Ons is hier saam met chef David Steyn van Steyn's Culinary School. Ja. Ja. En ons het nou hierdie beslag gemaak. Julle weet mos nou, julle het mos ook gesien. En dan nou gaan ons hierdie snaakse ysters gebruik om te wat noem mense dit hierdie dinge? Snackle. 'n Snackle te maak. Nou maar, dan gaan ons. Okay. So om hom gaar te maak het jy baie warm olie nodig. Ons olie is amper reg en jy moet jou ysters in die olie sit om hulle warm te maak. Warm ysters. Met wat slaan Ysters is nie vuur. Ek wil dit nie sê nie, slaan maar terwyl die yster warm is, Ja, né? So terwyl ons dit gewag is amper reg, terwyl ons wag, gaan ek julle net wys wat kan ons doen om hom te vul, want soos hulle maak sulke mooi vormpies en hierdie is nou meer moderne vorms wat ons het. Die tradisionele is maar net die bakkies wat gemaak word, so ons nou die tradisionele krakerig nogal, né? Ja. Lekker. So wat ons kan doen, ons het 'n bakkie en ons kan die bakkie kan ons sjokolade insit, so ons kan hom net so vul. Jy vat ook die ding met die meeste sjokolade vat. Jy kon 'n vlindertjie gevat het met min gapeltjies, maar jy Maar hoekom sjokolade so lekker? dis presies wat ek wou sê. Jy vat die woorde uit my mond uit. Maar en dan kan ons so doen. En daar het jy lekker happie net vir. Ek knertjie, dit gaan spat as ek hierdie eet, so ek sal dit doen net voor ons wegsny. Of jy kan Ja, jy moet hy kort dit ook. ja, jy kan versiersuiker oor hom strooi. Net so.
Ja, maar lekker. Gee hom 'n kleurtjie. Of En jy daar's kan hierdie seker. of jy kan heuning of jy kan hier het 'n lemoenstroop. Lemoenstrip, hoe maak mens lemoenstrip? Jy infuse. Ek weet nie wat Afrikaans vir infuse is nie. Jy kook die suiker saam met lemoenstukke en dan maak Maak seker 'n aftreksel daarvan dan sit 'n Ja. stroopie. Ja, Right? en jy kan die lemoenstroop kan jy net ook oorsit. Dit kan nogal lekker wees. Jy kan hom so eet ook. En daar's 'n lekker grits kou lekker dingetjie. Ja. So, Okay, so ek dink hierdie is amper reg. So as ons hom nou vat, ooh, hier kom dit nou. Ja. Die groot toets die groot toets. by die groot ontbyt. Ek gaan net die pad uithou. So jy kan hom so vat Ja. en dan jy doop hom net in die beslag, Ja. maar jy gaan hom nie heeltemal Nie heeltemal nie toe nie. Nee, want jy wil hy moet afkom en dan braai jy hom so. Gom, ek gaan hierdie nou probeer uithaal sonder om daai te krap. So met ander woorde reg en gou draai. Ek Ja. wil net so 'n bietjie afskit sonder om te skit. Nie heeltemal toe nie, net So. tot op die randjie en dan daar het ek sommer 'n bollok ingegooi. Ja, jy's bietjie oorhaastig Ek het geweest. so raastigheid afgekom. Dis okay, ja, dis reg. So jy kan nou weer probeer. Ek gaan weer probeer. Ek moet nie so haastig probeer nie, sê jy. Ja. Stadiger. Maar kyk, wag. Okay. Gaan dan. Ook een ding wat jy moet weet is as jy hom te lank in die deeg hou, dan begin dit die deeg in die bak gaar maak. Okay. Nou maar goed. Joune sal waarskynlik wel beter lyk as myne. So daar het man ook afgekom. Mens moenie in die pot twee ouens beklei met twee uisters nie. Dis die Nee, trick. Ons dis stoot hom daar's gaan nie 'n probleem daarmee nie. So as hy nou begin gaar raak, dan begin hy so mooi bruinerig. Hy moet nog 'n bietjie gaan, Ja, bietjie ja. bruiner raak. Kyk net baie mooi. Die vlindertjie is pragtig. Ja. Dis die wenresep verdou dink ek. Die vlindertjie wen die prys. Ja maar right. Dan En en dan maak jy hom vol soetigheidjie. En dan maak jy hom vol soetigheidjie en dan kan jy hom net lekker geniet. Lekker. Hoorie, so hierdie is nie 'n verskriklike ding wat vullend is nie, né? Nee. Dis En maar jy hoef nie hom soet te maak nie as jy hom met 'n soutappie wil maak, want die deeg jy kan enigiets doen. Jy kan tuna mayo insit as jy wil. Liewer smeerpatiekie dingetjie. Ja, die snackle is in dieselfde familie as 'n jaffle. Ja, maar jy weet enige ordentlike mens weet 'n jaffle kan jy nie wen nie. 'n Jaffle is ongelukkig die wenresep hier. Ek moet erken, jaffle. Is die ding. Maar kom ons draai hierdie een. Okay. Loop So, daar's hy af. So Ons dat ons hom afhaal. Maar vat hy so. Kyk net daar. Amateurkok word gehelp deur 'n professionele kok. Dankie. Daar is bietjie te min deeg, bietjie te veel deeg. Kry die goue middel weg. Baie dankie So David. dan sit jy hom so en dan kan jy hom Kan ons hom dres met 'n ja. met die lemoenroompie dink ek gaan die Ja. ding doen daar. Asai. Yes, like. Wat is oulik. So jy kan kies wat jy wil jy proe. Ek sal 'n proef vat. Baie dankie David. Jy sê dis 'n snackle. Snackle, ja. Snackle hierdie is eintlik net sjokolade. Maar dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Ons is nou weer terug. En dan gesels ons met 'n nuwe kunstenaar. Ja. Hy het dit.